Die Here groet jou genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, voordat ek nou die skrifgedeelte lees waar die prediking kom, jy kan saam met jou Bybel so toe blaai, Matteus 7 vers 1 tot 12. Wil ek net noem toe Lennard nou ook gebid het oor die disipelmakers mikrogroepe. Dit is my so 'n bevestiging, ek het ook net vanoggend so by die Here ook in my tyd met die Here ervaar. Dit is die belangrike, dis die strategie wat die Here vir ons gegee het. En toe ek bid, hoor ook hier 'n groot beaming ook daarvan. Die ouderlinge het laas jaar baie gebid, Here gee ons 'n strategie, hoe ons die koninkryk kan bou, nie net hier in die gemeente, maar ook in die gemeenskap. En die Here het hierdie disipelmakers mikrogroepe vir ons gegee, gewys daarop, en ons het begin van die jaar begin met 11 disipelmakers mikrogroepe in die aande, want ons wil die koninkryk bou in noue verhoudings met mense. Nie net massas by mekaar kry, dan vir hulle preek, en dis nou dink ons, dan moet in verhouding, om die groot opdrag uit te voer in 'n verhouding. En ek kan vir julle sê, die terugvoer tans, wat ek beleef, met wat gebeur in die groepe is wonderlik, is eintlik waarvoor ek nog altyd voor gebid het. Ek het selfs 'n groep woensdagoggende 5:00, wat ons aanlyn by mekaar kom. 2 persone is op Brits en ander een op Brits. En wat net gebeur, hoe die ouens op Brits daar op die arbeidsplaas, die een, hy is in beheer van eintlik honderde, duisende mense wat pluk. Hierdie arbei wat ons eet, wat ons hier koop by die winkels, nee, kom van daar af, Glenwoods en die goeders. En voordat hulle pluk, kom almal by mekaar, al die werkers, en hulle het eers 'n lofprysing en gebed, voordat hulle begin pluk, die lande ingaan. My ander vriend wat daar die pakhuisbestuurder is, nee, hy het ook begin met 'n gebedsgroep, voordat hulle pak in die oggende. En dit is hoe ons moet doen, daar waar ons moet kerk wees, nie hier alleen nie, dis daar in die wêreld, so daar uitgaan, ons geloof gaan uitbou. En ek weet, hier is baie stories, nee, ek kan ons het 'n bietjie terugvoering gehad, dit is wonderlik, en dit gebeur in verhoudings. Jesus het met 12 manne 'n nou pad gestap, en hulle die wêreld verander, en deur hulle, natuurlik met die werking van die Gees, God se werk. So ek is baie opgewonde, ook volgende jaar gaan dit nog verder uitbrei, nee, as al die mense wat nou betrokke is, elkeen nog 3 kry, hoeveel gaan dit dan wees nie? Ja, ek was net, dit wat jy gebid was net ook vanoggend, wat die Here vir my ook net kom sê, ja, onthou, gaan aan. Ons moet die koninkryk bou in verhoudings met mense. Dit is effektief. Maar vanoggend die prediking kom uit Matteus 7 vers 1 tot 12 gaan ek lees. Ons fokusgedeelte is vers 7 tot 12, maar ek gaan lees vanaf vers 1. Ek lees uit die 83 vertaling. Moenie oordeel nie sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huichelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy dit goed kan sien, om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie, hulle sal omspring en julle verskeur, en moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Dan die fokusgedeelte, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra? Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. En dan in ons belydenis, want die afgelope tyd so 'n bietjie reeks gedoen oor gebed, hoe belangrik gebed is, nee, want gebed is die asemhaling van ons siel en gees. Jy weet, as jou liggaam nie meer asemhaal, gaan jy dood. As jy nie bid nie, gaan jy geestelik sterf. En ons nou al gesien in die katekismes 116
het ons kyk na die belangrikheid, noodsaaklikheid van gebed. Laas Sondag het ons kyk na wat is die vereistes vir die regte gebed wat God beantwoord, wat deur hom verhoor word, en dan 118 word daar gevra, wat het God ons beveel om van hom te bid? En dan bely ons soos wat in die Bybel staan. Dis 'n samevatting wat in die Bybel staan, maar is lekker kort en kragtig. Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. En watter gebed het Jesus aan ons geleer? Jy's Wian? Die Onse Vader gebed, né? En daar bid jy vir alle geestelike en liggaamlike behoeftes. Nou, ja, dit is kort en kragtig wat ons bely ook, wat ons leer in die Bybel, né? Ons moet vir alles bid. Nie net vir geestelike goed nie. Ook vir fisiese, liggaamlike dinge moet jy bid. En dit is wat Paulus ook mos sê, né? Moet oor niks besorg wees nie, Filippense 4:6. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Maak alles. Moet ook bid vir klein dingetjies. Ons dink baie keer net vir groot dinge bid. Ook vir klein dingetjies, né? Moet jy voorbid. Here, bewaar my as ek nou op pad werk toe is. Bewaar my dat ek nie ongeluk sal maak nie. Enigiets, klein dingetjies ook, alles. Moet jy moet bid. Die Here praat. Eintlik jou hele dag is 'n gebeds, né? Verkeer met die Here. Nee, praat met die Here. Ek dink 'n wonderlike tyd om te praat met die Here is reeds as in jou kar is, nie verkeer staan, né? En so, in plaas van kwaad te word vir almal wat jy voor jou indruk en jy dink jy gaan weer eindig by die huis, praat eerder met die Here, né? En bid oor alles wat die Heilige Gees op jou hart plaas. Want party mense dink, nee, eintlik het ons klaar alles ontvang, die kant van die graf, by my wedergeboorte, by my geloof, toe ek gered is, toe ek gekom het tot in geloof in Christus, het ek klaar eintlik alles ontvang, wat ek hierdie kant van die graf, seëninge van God, hierdie kant van die graf kan ontvang het. Net toe ek gekom het tot geloof, nee, Jesus aanvaar as my saligmaker en verlosser, wat het ek ontvang? Ek het vergifnis van sondes ontvang, net, dis outomaties. Ek het die Heilige Gees ontvang, outomaties, nee, jy kan nie sê Jesus die Here, behalwe deur die Gees. En ek het ook die ewige lewe ontvang, outomaties. Maar dan, baie mense dink, die regte seëninge skop eers in, van my geloof in Jesus, skop eers in by my dood. Dan gaan ek hemel toe en ek ontvang al die ander seëninge. Die kant van die graf, ek klaar alles ontvang, die goed wat ek nou genoem het. Verder moet ek maar net my verantwoordelikheid nakom, hard werk, nee, ek moet hoop vir 'n lucky break, en net morele goeie lewe lei. Dis hy lucky break, noodlot waarvan ons praat. Nee, dit bestaan nie. Ek moet vir die Here vra. Hy het baie seëninge ook vir my die kant van die graf. My verhouding met die Here, dat ek sy kind is, nee, beteken daar's baie seëninge, wat hy vir my wil gee, die kant van die graf. Maar die Here wil hê, jy moet daarvoor vra. Nee, jy moet hom vra, bid gedurig. Nee, ons het al gekyk na dit. Na daai Jakobus. Daar's baie potensiële seëninge waarvoor ons moet vra, want dit is vir ons belangrik. Ons moet vra daaroor. Ja, die seëninge wat ons kry, Efesiërs 1:3, hy het ons in Christus seën met al die seëninge van die Gees wat daar is in die hemel is. Dis outomatiese seëninge wat ons kry, wat ek nou genoem het, vergifnis van sondes, Heilige Gees, ewige lewe, maar dan ook moet ons ook vir ander seëninge, die kant van die graf, moet ons voorbid, die Here my kan seën. Daai lucky break dalk in jou kop wat 'n verkeerde teologie is, moet ons voorbid. Nee, want dis nie lucky nie. Jy kry nie omdat jy nie bid nie. Net die Here wil hê jy moet vra vir sy seëninge die kant van die graf. En dan sê hy, hier staan dit ook, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. So jy moet bid, jy moet vra. Vir Here vra. En die Here moedig jou aan om te vra, te bly vra. Nee? Dit is, hy sê, die ontvang, nee, die ontvang, wat en kry, is die teenswoordige tyd. So het wys nie eendag as ek sterf,
Nie eskatologie, wanneer Jesus dalk terugkom of ek sterf, dan kry ek eers nie. Dis nou, dis teenswoordige tyd. Dis nou wat ek ontvang en wat ek kry. Ja, so doen dit. Vra, die Here moedig ons aan om vraers te wees. Jesus moedig jou aan om vraer te wees. Hoekom? Hy dan so duur betaal vir daai voorreg. Nee, wat help dit? Jy kry as 'n persent, en dis maar nooit 'n aardse voorbeeld nie. Wat help dit jy kry, kom ons sê 'n nuwe die Toyota manne, nee, Land Cruiser 300, nee, verniet kry jy, nee, kry jy verniet, maar jy los hom net in die garage. Dit moet mors wees. Maar dit vergelyk nie eers. Ek probeer nou maar net bietjie Gert in jou gedagtes inkom. Nee, dis niks in vergelyking met wat Jesus vir ons gedoen het nie. Daai voorreg dat jy direk na ons hemelse Vader toe kan gaan en daar gaan klop en praat en dat God die Vader vir jou wag dat jy met hom moet praat. Hy wil oopmaak as jy daar klop. Die Vader wag vir ons. Hy wil jy moet met hom praat en hy wil met jou praat. En Jesus het die duurste prys wat jy ooit kan dink, het hy betaal. Die prys van sy bloed. Daar's nie hoër waarde, hoër prys wat 'n mens kan betaal nie. En al die terme, vra, soek en klop, dui op gebed. Dat jy in gebed tot God moet nader. Self die klop ook, dis nie 'n klop om in die hemel in te gaan nie, nee, hierdie klop, die rabbyne het ook in daai tyd gesê, die rabbies het geleer met klop, jy moet klop aan die poort van God se barmhartigheid, sodat die Here vir jou kan oopmaak. Jou gebed, hulle het gebruik in verband met gebed klop jy aan die poort, aan die deur van God se barmhartigheid, dat God vir jou barmhartigheid kan wys. Dus alles het hier te doen met gebed wat hier gebruik word. En dit is nie praisens vorm. Dit is die woord se vorm, is praisens, en dit beteken aanhoudend, nie net een keer nie. Die Griekse woord, die vorm van die werkwoord sê, doen dit aan mekaar, aanhoudend. Aanhoudend moet jy met verwagting soek, klop en vra. Met 'n verwagting dat God wil oopmaak en hy wil antwoord en hy wil gee. Aanhou bid vir God se seën met goeie gawes. Hy wil sy goeie gawes aan jou gee. Dalk beteken nie die gawes wat ons gedink het is goed nie. Maar God wil sy goeie gawes vir jou gee en oor jou uitstort. Dis 'n versekering. Jesus gee vir ons hierdie versekering dat ons 'n Vader in die hemel het wat die goeie wil vir jou lewe wil gee. Hy het 'n goeie wil met jou lewe. Sy wil is goed en aanneemlik en reg en volmaak vir jou lewe. Hy wil die goeie vir jou. Maar as jy nou hierdie gedeelte lees, dan dink jy, "Sjoe, lyk my ek kan vir nog iets vra." Dis nie 'n beperking nie. Vra, soek, klop. Jesus gee geen beperking hier nie. Hy sê, jy sal kry, jy sal ontvang, sal oopmaak. Daar's nie 'n beperking nie, geen omraming of 'n beperkende vereiste nie. Nou kan jy vir enigiets vra en klop. Kan jy? Kom ons kyk net bietjie na dit wat Jesus hier sê in konteks. En dan sien ons dat wat Jesus vir ons hier sê, die vraag word bepaal deur wie jy is in Christus. Hierdie gedeelte is 'n slotgedeelte wat gaan waar Jesus begin onderrig gee oor gebed wat eintlik aan hoofstuk 6 vers 5 begin het. In hoofstuk 6 vers 5 het Jesus begin onderrig gee oor gebed en hierdie is die slotgedeelte. So ons moet in konteks sien. Dis die slotgedeelte. En hierdie julle waarvan hy praat, vra en vir julle sal gee, soek en vir julle sal kry. Daai julle is die teenoorgestelde wat hy vroeër gesê het van sekere mense, hoe sekere mense is. Hierdie julle is die teenoorgestelde van die
Matteus 6 vers 7. Is die teenoorgestelde, hierdie julle wat kan vra en klop en soek, wat sal kry, is die teenoorgestelde van die ongelowiges. Matteus 6 vers 32 en die huigelaars. Matteus 7 vers 5. So hierdie julle wat so kan vra en klop en sal oopgemaak en gehoor word, is mense, en as jy kyk na die vorige gedeeltes, in die bergpredikasie, is mense wie se harte en skatte in die hemel is. Matteus 6 vers 19 en 20. Dis die julle waarvan hy hier praat. Wie se hart en skatte in die hemel is mense, hierdie julle is mense wat God dien en nie mammon nie. Matteus 6 vers 24. Is mense wie hulle beywer allereers vir God se koninkryk en vir die wil van God. Dis Matteus 6 vers 33. So, Jesus moedig ons aan om heilige vraers te wees. Om vraers te wees wat God dien en nie mammon nie. Wie se hart en skatte in die hemel is nie op aarde nie. Jy wat jou allereers beywer vir die koninkryk van God en vir sy wil. En nie jou eie koninkryk nie. Dis die julle waarvan met wie Jesus hier praat. Dit word bepaal deur die vorige gedeeltes wat Jesus onderrig oor gebed gegee het. Nou, dink bietjie, as jou hart en skatte in die hemel is, en as jy God dien en nie mammon nie, en as jy jou allereers beywer vir die koninkryk en die wil van God, wat gaan jou begeertes dan wees? Die begeerte gaan dan wees van so 'n mens, waarna jy soek en vra en word beantwoord, jou begeertes gaan anders te wees. As die ongelowiges, as die skynheiliges, as iemand wat skatte op aarde bymekaar kom, as iemand wat mammon dien, as iemand wat net sy eie koninkryk soek. Verstaan jy, dit jou begeer, jy gaan anders te wees. Jy gaan anders te bid, as iemand wat mammon dien. Skatte op aarde bymekaar, wie se hart jy op die aarde is, wat jy net jou eie koninkryk soek. Ons, hierdie julle, en dis ons, se begeertes word bepaal deur wie ons is in Christus, en ons verhouding met God die Vader. En dan, as jy God dien, en nie mammon nie, as jou hart en skatte in die hemel is en nie op aarde nie, as jy jou allereers beywer vir die koninkryk en sy wil, dan word God se prioriteite jou prioriteite. En dit is dan die inhoud van jou gebede. God se prioriteite. My gesindheid en rede waarom ek iets soek en vra, is omdat my hart by die Here is. Ek soek sy koninkryk. Ek dien hom en nie mammon nie. Ek soek sy wil. Dis wat my gebede bepaal, my gesindheid, hartsgesindheid bepaal. So, dis hoekom, moenie probeer lyste opstel waarvoor jy kan bid en nie bid nie. Lyste kan in een opsig alright wees, in 'n ander opsig is dit verkeerd. Dis hoekom Jesus nie hier 'n lys gee nie. Maar hy gee 'n beskrywing van mense se harte, wat heilige vraers is. Ons moet heilige vraers wees. Weet om 'n lyste te gee, in een opsig, 'n gebed in een omstandighede kan alright wees, maar in ander omstandighede kan dit heeltemal verkeerd wees. Dit gaan oor jou hart, jou hartsgesindheid. Kyk, Elia, hy het gebid vir droogte, en vir 3 jaar en 6 maande het dit nie gereën nie, in Israel nie. En dit was goed, God het hom verhoor. Hoekom? Want dit gestrek tot uitbreiding van God se koninkryk, waar hy weer na 3 jaar en 6 maande moes gebid het vir reën, en het gereën, nadat hy Baal se profete, daai klomp profete verslaan het, doodgemaak het daar op die Karmelberg. Wat hulle moes gebid het, wie is die regte God, Baal of die God Jahwe. En so, om te bid tot nadeel van mense moet swaar kry en tekort is, mos nie goed nie, maar in daai opsig was dit goed, want dit was God se koninkryk wat daardeur gekom het. Nadat Israel so verval het aan Baal diens.
Ander geval, nee, klink dit baie goed waarvoor iemand gebid het, ou Petrus, nee, wat hy gesê het, maar dit was verkeerd. Jy weet Matteus 16, toe Petrus sy geloof in Jesus bely het, U is die seun van die lewende God, en Jesus sê daai uitspraak, en op jou Petrus en op hierdie Petra, hierdie belydenisrots sal ek my kerk bou, nee, Petrus sy geloof bely, en toe vertel Jesus, hulle moet die pad van die kruis stap. En wat het Petrus gesê? Hoor die mooi woorde wat hy gesê het. Maar God het verhoed, Here. Nee, nadat Jesus gesê het, hy moet kruis stap, hy moet sterf. En Petrus bid, maar God het verhoed, Here, het sal beslis nie met U gebeur nie. Dis goed, klink baie goed. Maar dit was nie vir die koms van die koninkryk nie. Dat God se koninkryk kon kom nie. Maar Jesus het na Petrus toe gaan en vir hom sê, moenie my pad staan nie, Satan, jy is my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê, nê? So waar was sy hart? In die hemel? Of God se wil? Nee, sy hart was hier op aarde gewees, nee. Wat is tot voordeel van hulle as disippels wat Jesus volg? As Jesus as leier gekruisig word, dan gaan met hulle as disippels volgelinge gebeur. Nee, dan gaan ons baie erger. As jy jou leier kruisig, gaan jy verseker ook sterf. En ja, op die einde het, omtrent al die disippels het gesterf, nee. Ek dink is net Johannes wat Openbaring geskryf wat nie martelaars dood gesterf het nie. So, verstaan jy, het gaan oor jou gesindheid. Nie lyste probeer. Een plek klink dit goed, ander plek is dit verkeerd. En daarom wil ek sê, jy mag bid vir aardse goed. Jy mag bid vir 'n kar, rykdom, voorspoed, sukses. Dit is net met watter gesindheid bid jy. Wat is jou hartsgesindheid? Is jou hart en jou skatte in die hemel? Dien jy God en nie mammon nie? Beywer jou allereers vir die koninkryk van God en vir sy wil. Dit is die vraag. En die Here kan vir jou absoluut voorspoed, sukses, seëning gee en hy wil dit gee en jy kan dit gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk. Ou Abraham, nee, was so ryk gewees. Ek het gehoor aanhou gesê hy is seker die eerste biljoenêr in die Bybel. Nee, hy het mos met konings onderhandel, nee. Sy skatte is seker omtrent soos vandag ou Elon Musk se skatte, nee. Maar Abraham, die Here het Abraham geseën. Hoekom? Dat hy met konings kon onderhandel en dat dit wees tot vestiging van God se koninkryk hier op aarde. So het hy vir Abraham gebruik. So God kan, nee, dit was so 'n hartsgesindheid. Ek dink die wonderlike is hierdie sportmense, nou met die Olimpiese spele, nadat hulle probeer bespotting van die Christendom probeer maak het, nee, het dit 'n platform vir die Christen atlete wat goue medaljes gewen het om te getuig van hulle geloof in Christus. Hulle kon dit toe doen. Nee, want hulle moes gespot met hulle geloof. Toe kon hulle. Djokovic, nee, het moes met tennis, dink ek het hy die goue. En hy het so ook getuig van sy geloof. Ek reg onthou. Die een van julle het ook gesien. Ja? En dan klomp ander atlete. Gisteraand, toe hulle met ou Pieter Stef de Tooy praat as man of the match, wat hy gesê eers eer gee aan sy hemelse Vader. Verstaan jy? God se kinders, dit gee 'n platform om te getuig van geloof. So jy kan bid vir hierdie goed, maar meer regtig, jy moet 'n heilige vraer wees. Die regte gesindheid. Die Here wil jou seën dat jy 'n groter impak. Jy is 'n geseënde van die Here. Jy's 'n kind. Sodat jy 'n groter impak kan hê om sy koninkryk te bou. Om skatte in die hemel bymekaar te maak, deur mense te sê, want mense kyk op na hierdie sportsterre. Nee, veral die jong mense. Is rolmodelle. Dan hoor hulle van daai vaste geloof. Die Here kan enige omstandighede so omdraai. Waar hulle bespotting probeer maak in die wêreld en so, nee, kom die Here en hy draai om. En dit word die grootste, seker die Olimpiese spele waar die grootste getuienis uitgegaan het van gelowige sportmense en vroue. So wees 'n heilige vraer. Jou hart moet reg wees. Dan kan jy vra wat die Here vir jou wys. En die Here wil jou seën met sukses, voorspoed, rykdom, wat dit ook al is, wat sal strek en wat jy kan gebruik tot eer van sy naam, uitbreiding van sy koninkryk. Wees 'n heilige vraer. En
As jy begin besef met jou gebedslewe, jy's nie 'n heilige vraer nie, dit wat jy eintlik oor worstel is altyd net jou eie koninkryk en dis maar jou eie aardse voorspoed en daai goeters nie, dan moet jy reeds bid en vra, Here, maak my 'n heilige vraer. Want dit is die stapelvoedsel vir jou gees en vir jou siel, om 'n heilige vraer te wees. En dis wat Jesus hier ook sê, wie sal vir sy seun 'n klip gee, sy brood vra, of 'n slang sy vis vra? Brood en vis is die stapelvoedsel van Palestina gewees, en elke kind het geweet, dit sal nie van my dat hulle nie vir my gee nie, my ouers sal dit vir my gee, en my ouers sal dit nie van my weghou nie. Dit is stapelvoedsel. En om stapelvoedsel vir ons gees en siel is om 'n heilige vraer te wees, om vir Here te vra, Here, kom verander my hart, want dis die stapelvoedsel vir my gees en siel. Maak my 'n heilige vraer. Want Lukas beskryf ook Jesus se bergpredikasie wat ook gaan oor hierdie gedeelte oor gebed. Hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Net dis wat ons nodig het. God se Gees wat ons harte kom verander. Ons prioriteite, ons gesindheid kom verander, so ons prioriteite in gebed ook sal anders te wees. Dit is die brood en vis, die stapelvoedsel vir my gees en my siel. Die Heilige Gees, ook hierdie gedeelte, as jy agterkom, weet jy wat, jy hou daarvan om te oordeel, dis nou Matteus 7 vers 1, en jy hou daarvan om die splinter in ander mense se oë raak te sien, en jy hou daarvan om eers, om ook te doen, nie wat jy graag ander mense aan jou moet doen nie, as jy daai goed agterkom in jou lewe, vra vir die Here om jou te verander deur sy Gees. En hy sal dit vir jou gee. Hy sal daai gebed verander, dat jou hartsgesindheid verander, dat jy nie sommer net sal oordeel nie, dat jy nie die splinter heeltyd ander mense se foute uitwys nie, dat jy ook graag wil hê aan ander mense doen wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Hy sal dit verander. Die Here sal deur sy Gees jou 'n heilige vraer maak. En kom ons vra dit vir die Here. Vra vir die Here, Here, maak my 'n heilige vraer deur die Gees. En as jy 'n heilige vraer is, dan kom jy in lyn met God se wil en sy koninkryk. En dan beleef jy wonderwerk op wonderwerk. Dis hoe dit dan gebeur. Want jy vra en klop en soek volgens God se wil. Dan sal jy wonderwerke begin beleef. Al hoe meer en meer. En sien ook hoe jou gebede verhoor word. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons kom vanoggend en vra dat U vir ons heilige vraers sal maak deur die Gees en die woord. Here, dat ons harte hier van die aarde sal verhef na U, ons harte daar in die hemel sal wees. Dat ons eers U koninkryk sal soek en U wil. Dat ons, Here, dat ons nie mammon sal dien nie, maar dat ons U sal dien. Here, dat ons skatte in ons harte nie op aarde sal wees nie, maar in die hemel. Maak ons heilige vraers, Here. En verander ons gesindheid so dan, Here, dat ons ook dan sal bid wat U wil is. U prioriteite, ons prioriteite sal raak. En Here, dan weet ons ook, daar's soveel seëninge wat U oor ons wil uitstort, en wat U ook oor ons sal uitstort as ons heilige vraers is. Dat ons hy lewende verhouding met 'n hemelse Vader wat almagtig is, sal beleef. U is nie 'n onnatuurlike God nie, maar U is die bonatuurlike God. En niks is vir U onmoontlik nie. Ons is tot alles in staat, deur U wat vir ons die krag gee. Heilige Gees, kom verander ons harte. Laat ons heilige vraers wees in Christus. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.